Goeiedag en baie welkom. Dit is ons heel eerste potgooi wat ons noem Kerk Slim. Nou die bedoeling van hierdie potgooi is om ons almal bietjie meer ingelig te kry oor baie basiese dinge rondom die kerk. So my gas vandag vir die heel eerste keer wat ons hierdie potgooi gaan hou is Dr. Anto Janse van Rensburg en sy is by die departement Historiese Teologie by IP. En ons is baie trots op haar dat sy nou hierdie jaar is sy voltyds gegaan. So ek was verlede jaar deeltyds aangestel by Tikkies en van hierdie jaar af is ek voltyds aangestel. Dis 'n besonderse. Ons het twee baie jong dosente van die kerk. Jy en Robert wat aangestel is, of vir my voel julle nog baie jonk, want julle het onder ons groot geword, so hulle voel vir my nog baie jonk en ons het baie rede om trots te wees op hulle. Dankie Janine en ja, dankie dat ons onder julle kon groot word en dit is my lekker as iemand sê ek is nog jonk, so ek waardeer dit. Vertel gou, jy is besig met jou tweede D. Ja, dis reg. So om dit basies op te som, gaan dit oor religious diversity in the workplace, om te kyk hoe werk verskillende gelowe in die werksplek, omdat ons landswet sê dat ons mag vryheid van geloof beoefen, fokus ek daarop om te kan kyk hoe dit in die werksplek kan realiseer. Ek dink dit klink vir my na 'n baie aktuelle onderwerp. Nou ons is vandag bietjie saam en die eerste onderwerp wat ons gaan hanteer gaan wees oor die kerkorde. Nou wonder ek hoeveel van julle wat luister is baie vertroud met die kerkorde. Nou Anto, ek het by die algemene kerkvergadering het ek nogal sterk onder die indruk gekom dat die kerkorde lyk vir my is nogal belangrik. Dit is inderdaad 'n baie belangrike dokument in ons kerk. Nee, ek het so agtergekom want kort het iemand verwys na die kerkorde. En dan het iemand byvoorbeeld gesê dis ordonnansie dit en is ordereël dat en is Romeinse syfer dit en ek dink dit is nogal vir, ek wil sê ons wat miskien wat nog voor vandag nog nie so vertroud was met die kerkorde nie, is dit erg verwarrend. So ek dink vir die eerste oogopslag kan dit verwarrend lyk, want hier is hierdie dokument, soos jy gesê het, met al hierdie nommers en dinge, maar dit is regtig baie mooi uiteengesit, en mense hoef regtig nie bang te wees vir die kerkorde nie. Ek weet dit kan intimiderend lyk, maar dit is regtig nie 'n intimiderende dokument nie. Nou, die bedoeling vandag is juist dat jy daai vrees wat baie van ons het wanneer ons na die kerkorde kyk, dat jy 'n bietjie daai vrees vir ons gaan minder maak. Ek het nogal gevoel by die vergadering, kan hulle nie net vir ons sê op watter bladsy is hulle nie, want jy moet nou eers uitdink, okay, dis eers 'n ordereël en dan is dit ordonnansie en dan is dit 'n Romeinse syfer, so dit is nogal oorweldigend, ek moet sê. Ja, soos ek sê, ek dink dit kan oorweldigend lyk, maar as jy net logies na hom kyk en as jy die kerkorde net begin lees stap vir stap, sal mens baie maklik agterkom dat dit 'n baie goeie vloeiende dokument is en ons sal later dan nou mooi kyk wat is 'n ordereël en wat is 'n ordonnansie en dit mooi bespreek. Ek is bly. Ek moet vir jou sê, ek dink voor ek nou bietjie die kerkorde nader getrek het, ek moet seker nou nie so erken dat ek nou meer onlangs my verdiep het in die kerkorde nie, maar dit is wat dit is. Dink ek het ons bietjie 'n misverstaan van die kerkorde, dat ons baie keer dink die kerkorde is iets wat jy eers nader trek wanneer daar moeilikheid is. Wanneer daar iets verkeerd is, dan moet ons na die kerkorde kyk om te kyk, hoe moet ons dit regstel of hoe moet ons dit hanteer? So dis ongelukkig baie keer die persepsie van die kerkorde is iets het nou gebeur en nou hark ons die kerkorde nader om te kyk wat sê die kerkorde nou. Waar die regte ding sou wees om te doen wanneer jy in omstandighede is, om te kyk, maar hoe neem ek 'n besluit en wat is die riglyn, en dit is belangrik om dit te sê, wat is die riglyn wat die kerkorde vir my kan gee? Maar dit gaan onmoontlik wees om vir elke liewe gemeente 'n handskoenpas kerkorde daar te stel, dis hoekom die kerk een kerkorde het, maar ek wil graag 'n pleidooi lewer, moenie die kerkorde nader hark eers wanneer dit te laat is nie, maar juis voorkomend, gaan kyk, wat sê die kerkorde, gaan lees net weer so 'n bietjie die kerkorde, om te kyk, wat gaan daar aan, en wat se riglyne gee die kerkorde vir ons, maar moenie net wag totdat dit moeilik, as dit moeilik gaan, hark ook asseblief die kerkorde nader, maar moenie net wag tot op daardie moment om dit te doen nie.
Dis net bietjie vir bietjie, ek dink ek kan my aan toe aansluit, begin net en kyk waaroor dit gaan. Nou, kom ek vra net, waar kry ons die kerkorde? Die kerkorde is so boekie, nê? Ja. Maar nou verander hy nou nogal gereeld. So hy verander nie so gereeld nie. Ek sal ook daarmee afsluit aan die einde, maar in 1997 by 'n buitengewone algemene kerkvergadering was daar besluit om te verander na die kerkorde toe. En na elke liewe algemene kerkvergadering word daar ek maak nou maar so aanpassings gebring in die kerkorde wat daarna goedgekeur is. So tans werk ons nou nog op die 73ste algemene kerkvergadering se kerkorde wat daar goedgekeur is. En omdat ons nou net AKV gehad het, sal daar nou in die toekoms weer 'n opgedateerde kerkorde kom, waar daar nou veranderings kom nadat die algemene kerkvergadering plaasgevind het. So jy kan die harde kopie kry, maar dit is ook aanlyn beskikbaar. So as jy gaan na die Hervormde Kerk se webtuiste toe en jy gaan na amptelik toe, sal jy sien die kerkorde is daar. So die 73ste een en die 72ste een wys nou as jy gaan kyk, maar oor 'n loop van tyd sal die 74ste algemene kerkvergadering se kerkorde ook elektronies beskikbaar wees en dan laai jy dit net daar af. En dit is 'n baie gebruikersvriendelike dokument. Dit is 'n PDF dokument en jy kan net daar klik en dan gaan jy na die plek toe waar jy wil wees. Goed, so daar hoor julle, jy kan die boekie kry as jy die harde kopie wil hê, anders te laai hom net af doeteenvoudig op die kerk se webblad. En ook, hoekom ek bietjie geskrik het en besef het ek moet hierdie kerkorde bietjie nader trek, is ek sien toe die skriba teken hierdie dokument. So 'n mens moet weet wat in hierdie dokument staan as jou handtekening hierop gaan verskyn. Ja, en jou handtekening gaan nou op die volgende een verskyn. So inderdaad is dit belangrik om te weet wat jy onderteken. Goed, so ek gaan my kerkorde baie mooi opswat. Julle sal sien myne lyk al amper soos aantoesinne. Ek het by die studente ook geleer hoe 'n mens flag sodat jy makliker by sekere goeders kan uitkom as jy nog soos ek dalk baie nuut met die kerkorde is, maar dit help 'n mens so raad vir die van julle wat 'n harde kopie het. Flag jou boekie dat jy kan sien wat is waar. Antie, nou, okay, vertel vir ons, wat is 'n kerkorde? Die eerste belangrike ding om te sê oor 'n kerkorde is dat Jesus Christus is altyd die vertrekpunt van 'n kerkorde. In ons kerklike tradisie sê ons dat Jesus Christus is die hoof en die heer van die kerk. En daarom moet 'n kerkorde as 'n baie unieke dokument gelees word. Dit het 'n Bybelse teologiese agtergrond. So dit is altyd vir my belangrik om te sê van die kerkorde. Dit is 'n anderste tipe dokument. En dit is dan ook belangrik om te verstaan dat 'n kerkorde anders geïnterpreteer moet word as 'n wet of 'n reëlboek. Ek dink weer eens die persepsie bestaan daar dat hierdie is die reëlboek vir die kerk, maar 'n kerkorde word anders geïnterpreteer. En die bedoeling van 'n kerkorde is dat dit die orde in die kerk reël in gehoorsaamheid aan die woord van God. En dit is wat 'n kerkorde is, om die orde in die kerk te reël in gehoorsaamheid aan die woord van God. Goed, ek dink nou het jy vir ons mooi opgesom ook hoekom het ons 'n kerkorde nodig. Enige instansie, maatskappy, maar veral dan ook die kerk, het orde nodig. En ek dink dit is 'n woord wat deesdae baie by ons opkom is dissipline. En dissipline is nie om te straf nie, maar dissipline is juis om ons veilig te hou. Ja. En dan die laaste gedeelte wat jy bygesê het, in gehoorsaamheid aan God. Ja. Dis ons motivering. Goed, dankie. Nou het jy vir ons mooi verduidelik wat die kerkorde is en hoekom ons 'n kerkorde nodig het. Ek dink wat ons nou moet doen is, kom ons maak ons kerkordes oop en dan hardloop jy ons net deur die inhoudsopgawe, dat mense net 'n breë prentjie net eers kry van wat in hierdie orde is, waaruit bestaan kerkorde. So eerstens is die kerkorde bestaan uit 10 ordereëls en dan gevolg deur 10 ordonnansies. En ons sal nou verduidelik wat is 'n ordereël en 'n ordonnansie, maar net om deur die inhoudsopgawe te gaan. So die 10 ordereëls en die 10 ordonnansies fokus op die belydenis van die kerk, kerkenderinge en gemeentes, besondere ampte en amptdraers, die vergaderings van die ampte, die erediens, die geestelike vorming, kerklike ordening, missionale bediening. Dan gaan dit oor kerklike dissipline, kerklike goedere en dan heel laastens die kerkorde. Dan wat na dit volg is die reglemente en laastens volg dokumente en akte. So dit is basies waaruit die kerkorde bestaan. Goed, so as 'n mens net na die inhoudsopgawe op sigself kyk, dan sal ons sien dit gaan eintlik oor alles van ons kerk. Ja. Eintlik in 'n redelike kompakte dokument.
is eintlik alles opgesom van rondom ons kerk, van wat ons bely tot wat ons moet doen by vergaderings, tot wat ons doen met rondom kerklike goedere, eintlik alles. Ja. So dit help ons eintlik baie om ons kerkwerk mooi te struktureer as ons volgens dit werk. Antie, hier's nou ordereëls en daar's ordonnansies. Help my nou net, hoe hou ek die twee uitmekaar uit? Wat is 'n ordereël en wat is 'n ordonnansie? Okay, so 'n ordereël gee die basiese beginsels en riglyne van die kerkorde. En 'n ordonnansie is soos 'n uitbreiding of 'n verduideliking van die ordereëls en dit wys hoe jy die beginsel in praktyk gaan toepas. So as ons kyk byvoorbeeld na ordereël 1 wat gaan oor die belydenis van die kerk. Ek gaan nou nie die hele ordereël lees nie want anders gaan ons nou lank stil staan by dit, maar net om 'n voorbeeld te gee. So ordereël 1 gaan oor die belydenis van die kerk, so dit is op bladsy 1 van die kerkorde. En dit sê die Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika bely in gemeenskap met die kerk van alle eeue ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat alles wat vir ons verlossing nodig is duidelik en voldoende deur die woord, die Bybel bekend maak. En dan gaan dit aan en dan sal jy sien by 1.1 sê dit nou maar byvoorbeeld die belydenisse en die belydenisskrifte verwoord die leer van die kerk en geld vir ons as en dan verduidelik dit verder. Maar as jy oorgaan na 'n ordonnansie toe, sal die ordonnansie dan verduidelik hoe is die uitvoerbaarheid daarvan. Soos wat ek gesê het, die ordereël sal die beginsel gee en die ordonnansie sal dan uitbrei oor hoe werk dit? Wat is die uitbreiding daarvan? Hoe gaan dit in beginsel en in praktyk toegepas word? So byvoorbeeld by ordonnansie 1 sal jy dan lees binding aan die belydenis. Alle lidmate is gebonde aan die belydenis. Bedienaars van die woord onderteken by toelating die proponentsformuliere wat bindend is vir alle predikante van die kerk. So hier kry jy dan nou die praktiese uitvoerbaarheid van wat die ordereël gesê het, word dan prakties uitgevoer in die ordonnansie. Ek hoop ek verduidelik dit reg. Goed. So, ons het 'n ordonnansie. Dan het jy 1.1 en 'n 1.2 en 'n 1.3 en dan het jy byvoorbeeld 'n 1.1.1, maar dan hierdie is nou nog eenvoudig. Maar nou kom ons nou hier by kom ons sê bladsy 6. Goed, nou moet 'n mens nou kop hou. Sê nou maar soos by 2.3.4. Nou kom jy, hoe nou? Nou kom daar nou nog Romeinse syfers daarby. Hoekom? So dit gaan basies daaroor om vir jou meer opsies te kan gee van wie kan, so kom ons kyk na 2.3.3. So dit gaan oor die vorming van gemeentes. En kom ons sê nou, daar word nou die gesprek gevoer van vorming van gemeentes en by 2.3.3 staan daar die versoek kan gerig word deur lidmate wat daarbey belang het, maar in oorleg met die tersaaklike kerkraadsvergaderings, die betrokke amptdraers, maar in oorleg met die betrokke kerkraadsvergaderings of die betrokke kerkraadsvergaderings. So dit gee net vir jou die meer opsies van wie kan hierdie versoek rig. En dit is wat mense altyd sê van die kerkorde wat dit vloeibaar maak. Dit verduidelik vir jou mooi in detail hoe, wat, waar, wanneer kan goed gebeur. En dit is waar al die Romeinse syfers inbring, net om vir jou verder te kan verduidelik hoe hierdie ding kan geskied. Goed, ek dink ek verstaan 'n bietjie beter. So as ons sê 'n ordonnansie, sal 'n mens sê dit is die fundamentele grondslag, amper die teologie. Ek sal sê die ordereël sal dit wees en die ordonnansie sal dan die uitbou van die ordereël wees. Het ek nou andersom gesê? Ja. Die ordonnansie is die fondament. Die ordereël is die fondament. Ag, die ordereël. Is die fondament. Okay. Die ordereël. Okay, 'n reël is 'n reël. 'n reël is 'n 'n reël is 'n reël. Goed. Okay. Ja. So as ek dit nou reg het, so die ordereël is die hoofene. Ja. Hy is die fondasie. Ja. Hy gaan nie sommer verander nie. Nee. Dis kan ons amper sê soos die teologiese fondasie Ja. vir die ordereël wat nou gaan kom. Yes, en die ordereël gaan die ordonnansie wat gaan kom en die ordonnansie is dan die praktykuitvoering van die ordereël. Goed, en daar is dit in baie detail, die Ja. praktyk en al die opsies wat jy dan vir ons gesê het, en dis hoekom daar so baie Romeinse tekentjies Ja. is. Is dit, dink jy mense kom 'n mens op 'n punt wat jy regtig redelik weet dat ordonnansie dit Romeinse syfer dat sê dit? Ek is Hoe seker- baie moet ek met dit werk?
Ek is seker of van, as jy hoe meer jy met die kerkorde werk, hoe gemakliker sal dit vir jou kom. Ek byvoorbeeld ken nie die kerkorde uit nie, maar as jy weet hoe om die kerkorde te gebruik, sal dit baie natuurliker vir jou kom. So as jy na jou inhoudsopgawe toe gaan, jy verstaan wat is die verskil tussen 'n ordereël en 'n ordonnansie, dit is maar soos enige dokument. Ek meen, jy moet net vertroulik wees met die dokument en met die dokument werk, en dan sal dit natuurlik kom, en dit sal vir jou ook meer sin maak dan. Ek dink net nie ons lees ons kerkorde genoeg nie. Goed, en weer eens, ons moedig mekaar aan om maar 'n bietjie onder oë meer gereeld te neem. En die bedoeling ook hiervan is dat ons ook dit vir ons kerkrade ook 'n bietjie wys en net dat hulle ook meer vertroud sal raak met die kerkorde. So hierdie is nie net bedoel vir ons as predikante nie, maar om ons kerkrade ook op 'n gemaklike manier, baie eenvoudige manier, ook net bietjie toe te rus oor die kerkorde. So ek dink ons is nou al bietjie meer vertroud. As 'n mens nou klaar weet ons, vat net jou inhoudsopgawe, daar's 10 ordereëls en 10 ordonnansies. Dis korrek. Goed, en dit vat alles saam rondom ons kerk wees. Ja. Die inhoud daarvan. Dis goed. Nou, as 'n mens klaar is met al hierdie ordonnansies en met al die ordereëls, dan is daar nou 'n volgende afdeling wat hierso by bladsy 81 kom dit nou ter sprake, en dit is al die verskillende reglemente. Nou sê eers net vir ons, wat is 'n reglement? So 'n reglement is 'n spesifieke reël of bepaling wat binne die raamwerk van die kerkorde bestaan. Dit gee meer besonderhede oor hoe 'n sekere saak moet hanteer word in praktyk. So jy kan amper sê dit is die meer praktiese tegniese deel van die kerkorde is die reglement. So dit gee vir jou meer detail oor hoe 'n sekere saak moet hanteer word. Byvoorbeeld die verlofreglement is 'n baie ek dink is 'n baie goeie voorbeeld om te verduidelik wat is 'n reglement. So dit sê eintlik prosedures, Ja. sal dit ook kan deurgaan as 'n prosedure. So okay, as jy 'n voorbeeld, noem net dalk vir ons 'n voorbeeld of twee. Jy het nou gesê die verlofreglement is ene. So jy kry die reglement vir die toelating en opleiding as predikant van die kerk, en dan kry jy die verlofreglement vir predikante, en dan kry jy die reglement vir die prosedure by die ondersoek van 'n klag. Wat ons hoop nie nodig gaan wees nie, maar ongelukkig is dit baie keer nodig wanneer daar 'n klag gelê word, dat 'n mens ook die regte prosedure sal volg rondom dit. Ja. Ons het by die AKV het ons toe nou besluit, daar is die bewys van lidmaatskap ook onder die reglemente. Nee, so dis 'n dokument. So jy sal die bewys van lidmaatskap en die attestaat sal mens dan nou na die reglemente kry. So dit is op bladsy 102. Goed. Nou help ons net dat ons nou nie verward is nie. Ons het nou by die AKV besluit dat in die toekoms gaan ons nie meer van 'n attestaat praat nie, maar gaan ons eerder almal praat van 'n bewys van lidmaatskap. Is dit so? Dit is so, maar ek wil net seker maak dat ons nie verwarring maak nie. 'n Attestaat en 'n bewys van lidmaatskap is histories nie dieselfde ding nie. So as ek die besluit reg kan onthou, gaan ons nou net praat van die bewys van lidmaatskap, maar ek wil net onthou dat dit is nie dieselfde ding nie. As mens kyk in jou kerkorde, die huidige kerkorde, so dit sal nou uit die aard van die saak sekerlik in die nuwe kerkorde verander, maar op bladsy 102 sal jy 'n voorbeeld van 'n attestaat sien. Net so terwyl Janine se duplooi onthou, altyd as jy 'n voorbeeld van iets soek, dit is ook in jou kerkorde, hoe lyk 'n doopseël ensovoorts, maar okay, hier is ons nou by die attestaat en die bewys van lidmaatskap. So jy sal sien die attestaat lyk sommer anders as die bewys van lidmaatskap. By die attestaat staan daar die skriva van die gemeente, die ouderling vergadering van die Nederduits hervormde gemeente, en dan moet jy nou invul wat, maar ek gaan nou nie verder op praat nie, maar jy sal sien die inligting wat gevra word is anders. Die van die nooiings van die volle name, geboortedatum, identiteitsnommer ensovoorts, en dan oor die lewe en leer van hierdie betrokke lidmaat bestaan daar geen beswaar nie, en daarom word die lidmate in die Christelike gemeenskap van u gemeente aanbeveel. So wat belangrik is 'n attestaat is eintlik 'n getuienis. Dit is wat 'n attestaat is, waar 'n bewys van lidmaatskap is wat 'n bewys van lidmaatskap sê. So ek wil net hê dat die verskil moet of ek wil nou nie sê ek wil net hê nie, maar dit is belangrik dat daar net onderskei word tussen wat is 'n attestaat en wat is 'n bewys van lidmaatskap. Maar 'n bewys van lidmaatskap is presies wat dit sê, en 'n attestaat is maar soos 'n getuigskrif, as mens dit so kan verduidelik. Goed, so deurslaggewend gaan ons praat van 'n bewys van lidmaatskap, want dit kan enige iemand wat sê,
kan 'n skryba van registrasie vir die volgende gemeente sê hierdie mense was lidmate by ons. Dis eintlik al wat 'n bewys van Dit is wat- lidmaatskap ja. sê. Jy sê net hulle was by jou in die gemeente. Dis korrek. Jy sê niks verder oor hulle lewe. Jy getuig nie oor hulle lewe nie. Nee, Waar nee. 'n attestaat getuig jy eintlik oor hulle lewe. Korrek. So as mense aandring op 'n attestaat, kan hulle maar nog 'n attestaat kry. Ek kan nie daar eerlik antwoord nie. Ek sal sê dit sal gaan van die kerkraad om te besluit of nie. As iemand nou ek dink vir my opinie, as ek dit so kan stel, is dit is weer een van hierdie goed wat ons totaal mooi moet kry. Onthou vir jare lank het ons nie gepraat van die lidmate praat nooit van bewys van lidmaatskap nie. Hulle praat nog al die jare van 'n attestaat. Dit is iets wat historiese woord wat saam met ons mense kom. So dit sal ook een van daai dinge wees wat as mens aan jou kerk verduidelik wat se besluite is geneem by die algemene kerkvergadering, sal dit een van daai goed wees wat mens net moet verduidelik, want ek dink baie keer het mense verkeerdelik attestaat en bewys van lidmaatskap as dieselfde ding en dit is nie dieselfde ding nie. So dit gaan oor daai woorde en dit is iets wat mense vir jou gemeentelede sal moet verduidelik. Wat is die verskil van 'n attestaat en 'n bewys van lidmaatskap? Want histories praat mense net van hulle attastate. Dis reg. En vir party mense is dit verskriklik En vir party belangrik. mense is dit verskriklik belangrik en tereg ook so. Dit is vir hulle baie belangrik om te weet waar is hulle attestaat en dat hulle attestaat saam met hulle gaan. So ek deel daar is 'n sekere sentiment Daar is 'n groot rondom sentiment daar. 'n attestaat, maar net vir 'n punt van inligting, daar is besluit dat ons meer oor 'n bewys van lidmaatskap sal praat. Ek dink rondom die reglemente waar ons nou nogal sien dat van ons kerkrade nou nogal baie klei trap is rondom die verlofreglement. En tradisioneel het ons 6 weke, 42 dae lank verlof gehad in die ou dae. 42 dae elke 5 jaar waar jy in dieselfde gemeente gewerk het. Dit wat nou verander het is dat dit het verander, die tydperk het verander na 3 jaar. Ja, so ek sal dit nou voorhou hier, laat ons nie Bladsy? verwarring saai nie. So as jy op bladsy 93 na van jou kerkorde blaai, is daar 'n hele ding oor die lang verlof. Ja. So 'n lang verlof lees as volg en ek wil dit graag lees, laat ons nie verwarring, kom ons volg die kerkorde op lang verlof. Benewens gewone verlof is 'n predikant geregtig op lang verlof met volle versorgingsvoordele van 21 aaneenlopende dae aan die einde van elke termyn van 3 jaar diens in dieselfde gemeente. So daar is jy heeltemal korrek. Lang verlof word gereël met die toestemming van die kerkraad of die opsighoudende liggaam en in oorleg met die konsulent en die ringskommissie. En ek wil net myself hier onderbreek. Ek dink 'n konsulent is iets wat ons baie keer mis. So asseblief kyk net ook na die konsulente wie is veronderstel om jou konsulent in jou gemeente te wees. Ekskuus, lang verlof is nie uitkoopbaar, oploopbaar of oordraagbaar na 'n volgende gemeente nie en moet binne 1 jaar na hulle kwalifisering daarvoor geneem word. Lang verlof mag aaneenlopend met gewone verlof geneem word, mits die totale tydperk van die verlof nie 60 dae oorskry nie. By die vergadering van 'n werksopdrag, verandering van lewensstaat, losmaking van 'n werkruimte, ontheffing uit die ampt, mediese ongeskiktheid en emeritaatafvaardiging verval die voorreg van lang verlof. So daar is die kerkorde baie duidelik oor wat lang verlof is en hoe dit werk. Goed, neem net dan kennis. Die tydperk het verander van 5 jaar na 3 jaar, van 42 dae na 21 dae. Ja. Dan wat ons baie keer ook as predikante doen, ons roem onsself daarop dat ons nie verlof neem nie en dan hoop ons verlof verskriklik baie op. En ons moet net kennis neem dat jy mag nie, ek het dit nou gesien, Bladsy 91. bladsy 91 wat sê dat jy kan net 'n sekere aantal dae wat jy kan ophoop. Het jy die punt daar? So In hierdie punt sal 5. eintlik my huiswerk wees om te sê, gaan lees die verlofreglement en vir alles wat kom by hierdie punt. Dit is op bladsy 91 en dit is die eerste punt, gewone verlof. So gaan lees weer eens die kerkorde om duidelikheid te kry oor daardie saak, want dit staan hier geskryf. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens besef jy mag net soveel dae ophoop. Jy moet nou gaan self dit gaan lees en dat kerkrade daarop moet waak dat dit nie te veel raak dat jy ook op die einde in 'n situasie kom waar jy dalk die verlof moet uitbetaal, maar die gemeente kan nie noodwendig altyd dit bekostig om daai verlof uit te betaal nie. So gaan neem asseblief en maak seker
dat daar is net 'n sekere maksimum van dae wat ons mag ophoop, en dan ook, ek dink is belangrik dat ons verlofregisters moet op datum wees. Dit is heeltemal korrek. Jou verlofregister moet op datum wees. En nie net die predikant se verlofregister nie, maar ook almal wat werksaam is in die gemeente. So 'n verlofregister is baie belangrik. Ek weet nie of ander gemeentes dit doen nie, maar by elke finansiële komitee of kerklike goedere vergadering is dit 'n punt op ons agenda. By ons gemeente is dit ook 'n punt op ons agenda. Goed, so dan weet almal presies hoeveel verlof het elkeen nog, en onthou ook wanneer dit kom by visitasie. Visitasie is ook baie belangrik. Dit help vir ons om mekaar op te pas in die ring en dat ons uitkyk vir mekaar, maar dat ons ook met visitasie baie mooi kyk dat ons kollegas dat hulle asseblief hulle verlof neem. Dit is nodig. Daar's verlof sodat jy kan rus, sodat jy jou beste kan gee vir jou gemeente. So dit is nie 'n prestasie om jou verlof op te hoop nie. Inteendeel, jy is nie jou beste as jy nie uitgerus is nie. Goed, net dit so 'n kantopmerking. So dit was nou wat die verlof aanbetref en die reglemente. Nou as 'n mens klaar is met die reglemente, is daar nou nog 'n laaste afdeling en dit is die aktes. Wat is dit? Dit is ook baie. So 'n akte is 'n amptelik dokument wat 'n besluit of ooreenkoms in die kerk bevestig. Dit lê iets vas soos die aanstel van 'n predikant of byvoorbeeld akte van ordening of bevestiging van wanneer 'n predikant georden word. So jy kry die akte van toelating tot evangeliebediening of die akte van goedkeuring van 'n beroep of die akte van ordening en so kan die lysie langer raak. En daar's 'n regte voorbeeld van alles in hierdie boek of natuurlik op die webwerf om dit net doeteenvoudig af te trek en te gebruik. So hierdie dokumentasie is belangrik. Dit is baie belangrik en soos wat ek net nou gesê het, ek wil net gou by dit kom. So byvoorbeeld as jy kyk op bladsy 136, daar is ook 'n voorbeeld van die geloofsbrief na die algemene kerkvergadering toe. En daarom sê ek sê soms wonder mense, waar kry ek al hierdie goed? En dit is alles in jou kerkorde beskikbaar. Ja, so as jy dit gemis het op 'n omsendskrywe, baie van ons mense het op 'n baie laat stadium nog nie hulle geloofsbriewe ingestuur nie. Hoop ons dat met die volgende algemene kerkvergadering, omdat dit in jou kerkorde is en op die webwerf, dat jy dit betyd sal aftrek. Julle weet mos die algemene kerkvergadering is elke 3 jaar, so jy weet nou alles in daai Oktober, September skoolvakansie. So die geloofsbrief is baie noodsaaklik dat ons betyds ons administrasie ook kan regkry. So al die aktes, al die dokumentasie is in die kerkorde of op die webwerf. Dit was nou 'n voelvlug, miskien baie, maar ek hoop dat dit ook jou 'n bietjie lus gemaak het om bietjie nuuskierig te gaan wees oor goeters wat jy altyd oor gewonder het wat die kerk oor sê en dalk nou besef het, die kerk sê eintlik iets daaroor en is alles in die kerkorde. Ante miskien bietjie hulpbronne as daar nou mense is wat bietjie nog meer wil lees oor die geskiedenis van die kerkorde of bietjie meer wil weet oor die kerkorde, is daar dalk 'n boek wat jy vir ons kan voorstel? Ja, definitief. So Dr. Barry van Wyk het in 2022 Hervormde Kerkreg 'n boek uitgebring wat dit in die THT verskyn het. So as ek hom nou so kan adverteer. As jy meer wil verstaan oor die kerkorde en die geskiedenis van die kerkorde, kan ek regtig aanbeveel dat jy hierdie boekie kry. Dit is by die kerk se boekwinkel beskikbaar, maar dit is regtig 'n baie netjiese boek wat vir jou die kerkorde soos Janina gesê het, ons het nou regtig net 'n voelvlug gegee en dit was baie inleidend geweest, maar as jy regtig in diepte na die kerkorde wil gaan kyk, kan ek hierdie boek aanbeveel. Baie dankie. Dankie Anto. Ek dink ons het redelik baie gedek vir 'n kort tydjie. Is daar nog enige opmerkings wat jy wil maak om mee af te sluit? Ek wil graag. So ek wil eerstens net, ek dink ons almal ken hierdie gesegde, maar ek wil ons net herinner daaraan dat die kerkorde is nie 'n stok om mee te slaan nie, maar 'n staf om mee te lei. En dan wil ek graag vra dat ek net die volgende lees wat ek hier neergeskryf het. Soms hoor 'n mens die kerkorde is net 'n klomp reëls wat ons vryheid beperk, maar dit is nie waar nie. Die kerkorde is vir almal en dit is 'n gemeenskaplike riglyn vir ons lewe as kerk. En dit is nie net 'n wetboek nie, dit is 'n pastorale dokument wat ons help om in liefde en waarheid saam te leef.
As 'n kerk wat oor die kerkorde beskik nie bereid is om na te leef volgens die beginsels en verwagtinge van sy eie orde nie, waar dit niks om 'n kerkorde te hê nie. En dan wil ek graag afsluit met die woorde wat heel voor in die kerkorde voorkom. Die roeping van die kerk is om die blye boodskap van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestande Heer, as die enigste verlosser te bely en in die wêreld te verkondig. Omdat dit nuttig en goed is om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, het die 64ste Algemene Kerkvergadering op sy buitengewone sitting in 1997 besluit om die nuwe kerkorde te aanvaar. Daardie kerkorde is by elke daaropvolgende Algemene Kerkvergadering gewysig en aangepas om die huidige kerkorde daar te stel. Amptdraers en lidmate word opgeroep om die kerkorde te gehoorsaam. Baie dankie. Anto, ek dink jy het vir my sommer die vrees van die kerkorde vandag kom uithaal. Ek weet hoe ek en Anto oor die kerkorde gepraat het en ek het gesê die kerkorde intimideer my nogal. Toe sê sy nee, maar sy in die kerkorde loop so. Tog en wel, as hulle twee so loop, dan gaan sy definitief die regte persoon wees om vandag ons gas te wees. Die kerkorde is beslis daar vir ons as kerk, om ons te help om orde in ons kerk te handhaaf, sodat ons juis in liefde met mekaar kan saamleef, mekaar kan respekteer, maar bovenal dat ons ligdraers van Jesus Christus sal wees, dat ons die hoop sal bly uitdra, dit waarvoor ons geroep is, en dat hierdie kerkorde ons daarin ondersteun en nie ons kniehalter nie. Anto, dankie. Dankie dat jy hierdie tyd met ons kom deel het en ons waardeer ook jou insigte. Dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit verskriklik baie en ook sterkte met hierdie pad vorentoe van hierdie potgoeie wat jy maak om ons kerk slim te maak. Baie dankie en dankie dat jy ingeskakel en geluister het. Hoop jy het iets geleer saam met my en tot volgende keer. Kom ons word saam. Kerk slim.